Dankbaarheid, billboards en streets of London. Ek het nou onlangs 'n video gemaak oor dankbaarheid. Ek sal die link hieronder plaas. So hierdie is die tweede video daaroor. Dis soos 'n sequel, soos 'n opvolg. Dis werklik een van die kragpunte van hierdie video's. Jy sien, ek skryf eers die skrip neer, dan rekord ek die voice note en dan maak ek die prentjies, die video's. En dis nou al keer op keer wat kort nadat ek die video gemaak het, gee God vir my 'n antwoord daarop of hy verander die omstandighede. Ek moet sê, dis die mees kragtigste gebede wat ek nog ondervind het. Dalk is dit die kombinasie van om dit neer te skryf, want God het vir profete gesê, skryf vir die profesie neer. Dalk is dit omdat ek dit profeteer, omdat ek dit uitspreek, of dalk is dit die prentjies wat profetiese verklaringe maak, wat die krag is. Maar hierdie is nog 'n radikale antwoord op dankbaarheid, wat my net meer en meer verlief maak op God. Ek en een van my beste vriende het so ruk terug gesels oor die diep liedjies wat so ingeweef is in ons siel, wat ons hartsnare roer, wat so diep met ons praat, ons weet hierdie liedjie is vir ons geskryf. My liedjie is The Hole of the Moon, wat ek dink ook nog 'n video regverdig. Maar sy liedjie was Streets of London. Hierdie gesprek was een van vele wat ons al gehad het. So ek het dus nie veel meer aandag gegee aan sy liedjie nie. En dis hoekom ek ook sê, God praat in billboards. Jy weet, 'n billboard kry ons aandag. Ons sien dit raak, ons praat daaroor. Ons weet daarvan. By braaivleisvure sal mense gereeld noem, ek sien hierdie en hierdie advertensie. En dan kom dit gewoonlik van 'n billboard af. So ek glo dat billboards is een van die sterkste advertensiemetodes tans in ons samelewing. So partykeer herhaal God ook dinge so duidelik in ons lewe. Have you seen the old man in the closed down market, kicking up the paper with his worn out shoes? In his eyes you see no pride, and held loosely at his side, yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely, and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. Maande na ons gesprek hoor ek weer die liedjie Streets of London op die radio. En my hart spring opgewonde op en af. En ek dink sommer dadelik aan my goeie vriend. Op daardie punt besluit ek om die lirieke te gaan Google. En is die mooiste woorde. Die storielyn van die liedjie gaan oor hoe kan ons eensaam, depressief, hartseer voel, wanneer daar soveel ander mense daar buite is, wat net soveel erger af is as ons. Soos byvoorbeeld die persoon wat op die straat bly. Streets of London is een van daardie lewenslessies liedjies, wat nie net nog 'n soppie liefdesballade is nie, dis 'n lewensles. En dalk, net dalk, is dit die antwoord op ons ondankbare kultuur, om 'n myl in iemand anders se skoene te stap. En dalk kan ons bid vir 'n Streets of London uitstappie, net om te besef, hoeveel het ons om voor dankbaar te wees. Ek het dit verlede jaar gehad, my Streets of London uitstappie. Ek het gaan bedien in Plastic Village. Dit is die plakkerskamp net langs Moreletta gemeente. En baie geluk vir Moreletta gemeente, wat verskeie, eintlik 'n oorvloed van projekte het, wat hulle opereer binne in Plastic Village. Mag ons ook soos Moreletta meer blom waar ons geplant is, om 'n verskil te maak in ons onmiddellike omgewing. En nie net sendelinge te stuur na Jemen toe nie, maar ook mense wat die hande en die voete was van ons onmiddellike omgewing. So Plastic Village het nie elektrisiteit nie. Daar is nie lopende water in die huise nie. Daar is net gemeenskaplike krane. Dit is nie huisies nie. Dit is 'n samevoeging, 'n collage
van karton, plastiek en staal wat laslappiewerk aan mekaar gesit is. En so gaan bedien ons in die middel van 'n hittegolf in Oktober 2016, 3 uur die middag. Ek stap uit my ligverkoelde motor uit met die aircon op 3 in die plakkershuisies. Ons gasvrou is 8 maande swanger met 'n tweeling. En haar huis is stofloos en sprankelskoon. Selfs ek in my eie huis met my stofsuiers, aircons en handy Andy, domestos en 'n gesonde nie swanger lyf kan my huis nie so skoon kry soos die swanger vrou in die middel van 'n hittegolf sonder elektrisiteit nie. En in die middel van die hittegolf in 'n bedompige huisie gemaak uit plastiek, en dit was waarskynlik 45 grade Celsius, sit ons hoogswanger gasvrou daar met 'n groot glimlag. Later die middag deel ek my storie met my vriendinne. Terug by my huis, terug op my groot stoep, in die middel van die bosveld met sebras op die gras, terwyl ek rustig sit en drink aan 'n klein Zalse Chardonnay. Die bottel wat se prys die ekwivalent is aan die swangersvrou se hele begroting vir kos en doeke vir haar 2-jarige seentjie. En ek dink, wie is die gelukkigste? Ons wat ons klein Zalse Chardonnay benodig, of die vrou wat geleer het om 'n dankbaarheid en gelukigheid te hê in haar klein, warm, plastiek huisie. Is dit dalk die skatte in die hemel waarvan Jesus gepraat het? So dit was my Streets of London verhaal, hoe ek net weer eens besef het, hoeveel het ons om voor dankbaar te wees. Mag jy dit ook ervaar, sodat jou dankbaarheid ook meer kan uitborrel as die fontein wat hulle geboor het, voor iets staan. Mag ons ook so uitborrel van dankbaarheid.